Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Prediker 3 vers 1 tot 8 beskryf 28 tye en seisoene in die lewe. Vers 1 tot 3 sê, alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. 'n Tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. 'n Tyd om te plant en 'n tyd om uit te roei wat geplant is. 'n Tyd om dood te maak en 'n tyd om gesond te maak. 'n Tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou. Daar is egter een tyd wat jy nooit in die boek Prediker sal vind nie. En dit is 'n tyd om op te gee. Die lewe bied baie geleenthede om op te gee. Maar voordat jy opgee, moet jy eers verstaan dat die eintlike stryd in jou gedagtes is. Die vyand wil hê jy moet by 'n punt kom waar jy dink jy kan dit net nie meer verduur nie en opgee. En die manier om dit te oorkom is om die opgee opsie heeltemal uit jou lewe te verwyder. Wanneer jy dit doen, is die eintlike stryd reeds gewen. Die vasberadenheid om nooit op te gee nie, moet diep in jou gees, jou gedagtes en in jou woorde gevestig word. Want as jy begin dink aan opgee, begin jy praat oor opgee. En as jy begin praat oor opgee, sal jy uiteindelik opgee. Selfs al was opgee jou hele lewe lank 'n opsie, is dit vandag die tyd om die opsie om op te gee eens en vir altyd te verwyder uit jou lewe uit. Ons God is nie 'n opgee God nie. Hy is 'n volëinder. Paulus sê in Filippense 1 vers 6, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. God sal jou nooit verlaat nie. En hy sal dit klaarmaak wat hy in jou lewe begin het. So verwyder die opsie om op te gee vir eens en vir altyd uit jou lewe uit. Here, vandag bid ek dat U my sterk sal maak. Help my om te volhard en die wedloop te voltooi. En wanneer dinge moeilik raak, help my om my oë op U gefestig te hou en om nie op te gee nie. In Jesus naam bid ek dit. Amen.